natuurlik weer tyd om met die boer te gesels en nou ja, ons het hierdie grafiek lank opgehou, want hoekom? Daar was 'n kop en skouer formasie, dis natuurlik die rand dollar. Almal sê dat die rand nou baie lekker sterk kan word. Ek het eintlik twee teikens hier daaronder, ek het dit voorheen deurgegee. Die een is, kan julle glo, R17. Dit is as ons die regterskouer, kom ons doen dit sommer so, die regterskouer af projekteer onder die neckline. Onthou, dit is altyd maar die top van die regterskouer wat ons gebruik en ons vat hom van die neckline, ons bring hom onder toe. Daar is hy R17, 17.06 en kan julle glo dat die rand wat altyd so die hond van die mark was, skielik as hy nou hier onderbreek, kom ons kyk 'n bietjie waarheen kan hy dan gaan, dan sal julle sien dat die rand self kan heel wat sterker gaan. Nou ja, dit is natuurlik goeie nuus vir boere se insette. Maar kom ons gee net daai vlak, dat daai vlak is daar R16.88 die volgende vlak. Maar as ons nou kyk na insette wat dalk goedkoper kan word, maar die sagte kommoditeite bly onder druk. Kyk, witmielie, skoring, almal van hulle laag. Hulle almal glo dat die rand dalk nog sterker kan wees, maar ek hou hierdie vlak dop en daar is daai vlakkie van R17.40. Nou ons weet, hierdie 17.40, 17.50 vlak is 'n baie belangrike vlak gewees, maar bo 17.40 kan hierdie neckline verbaas en dalk stelselmatig verswakking in die rand gee. Alhoewel almal positief is, sien ek kantelkerse, maar vir my is hierdie baie die belangrike vlak. Dis daai R17.40. So vir die boere wat moet besluite maak, onder R17.40 kan die rand steeds sterker. Jou insetkoste gaan dalk goedkoper wees, maar jou sagte kommoditeite gaan dalk onder druk wees, want hulle wag eintlik maar vir 'n swakker rand. Nou wil ek net vir boere een ding sê, as jy nou moedeloos is en dit is begin naby aan planttyd kom en jy begin wonder of jy moet plant, onthou net altyd, as jy nie kan plant nie, dan verloor jy 'n jaar se produksie. So probeer jou insetkoste so laag as moontlik hou. Gebruik hierdie sterk rand. Al gaan hy hier naby die R17 vlakke, gebruik dit om dan jou kunsmis en dinge te koop. Want as die rand gaan omdraai, kan ek julle maar sê, kan hy baie vinnig omdraai. Hoekom sê ek dit? Kyk 'n bietjie na hierdie stochastiese indikator, lê by 'n 12 uit 'n moontlike van 'n 100, so hy's redelik naby aan die band na onder. So hou maar hierdie vlak van R17.40 dop. As die rand bo R17.40 kom, kan hy maklik verswak. Maar kom ek gee die vlakke na boontoe. Die vlakke gaan wees R17.56, R17.62 en bo hierdie vlak aan die regterskouer, kyk, daar's die linkerskouer, daar's die groot kop. Daar's die regterskouer. Bo daai vlak kan die regterskouer van die tafel wees en nie almal kan verbaas wees dat die rand dalk terugkom na hierdie ou bekende 200 dae bewegende gemiddelde wat sit by R18.17. Maar onder hierdie vlak van R17.81 is die momentum steeds vir 'n sterker rand, maar bo 17.40 eerste gevaarteken. En ek wil my verstout om te sê, as die Amerikaanse markte een of ander tyd onder druk kom, want hulle gaan een of ander tyd onder druk kom, ons weet nie wanneer nie, maar wanneer hulle onder druk kom, kan ek julle 'n brief gee, gaan mense na die Amerikaanse dollar toestroom as 'n veilige hawe. Want hoekom? Dink maar 'n bietjie, as jy jou aandele in Amerika verkoop, waarheen vat jy jou geld? Jy gaan nie goud koop nie, want goud is klaar op 'n hoogtepunt. Jy gaan dalk die Amerikaanse dollar koop, want hy's lekker laag. Hy kan vir jou dalk beskerming bied vir daai periode. Nou ja, besoek gerus ons webtuiste www.fransklerk.com vir meer inligting en ons kuier weer.